So vandag gesels ek weer met Dirk. My potgooi se naam is Direk met Dirk. En vandag praat ek dan oor die laaste van die bene binne my groeistrategie en dit is social regeneration of sosiale opheffing. So ek het so rukkie terug geluister na 'n potgooi waar Simon Sinek die gas is en waar hy praat oor sosiale interaksie en waar hy toe genoem het dat een van die 3 belangrikste spiere in jou liggaam is die bobeenspiere, wat vir my toe nou baie interessant is. Die belangrikste spiere is dan volgens hom is die hart, longe in basies jou bene of bobeenspiere. En die rede volgens hom is omdat ons mense gemaak is, ons is sosiale diere en ons is gemaak om met mekaar sosiaal te integreer en te kommunikeer en dit maak dat jy dan 'n beter lewe het. So dit was my baie interessant en oor die laaste klompie jaar binne ons termyn was die aanslag van my kant om ook as die burgemeester sosiaal meer uit te gaan en te kommunikeer met ons gemeenskappe, laat daai sosiale interaksie daar is, dat die burgemeester die iemand is wat ver weg is nie, al is my dagboek besig en baie keer sê mense, sukkel hulle om 'n afspraak te kry. Natuurlik, hoe meer jou deur oop is vir afsprake, hoe moeiliker is dit om dan met almal te gesels. So vir daai rede het ons 'n veldtog wat ons noem die MAD veldtog of Make a Difference veldtog binne in my sosiale been waar ons dan weekliks op Dinsdae gaan na gemeenskappe, nie net om te kyk hoe ons omgewing lyk nie en of ons dienslewering wel goed genoeg uitgerol word nie, maar ook om sosiale interaksie te hê en veral ook om met ons vennote en veral ons nie winsgewende organisasies binne ons gemeenskap interaksie te hê om te sien wat hulle uitdagings is en baie keer probeer ons ook wys wat hierdie nie winsgewende organisasies binne ons dorp doen omdat hulle 'n enorme rol speel as vennote om ons sosiale uitdagings te help aanspreek in Mosselbaai. En baie keer sê ons dan ook hierdie is die projekte waarmee hulle betrokke is. Baie keer vermoed ek weet die publiek nie werklik waar hulle 'n verskil kan maak en waar hulle moontlik 'n bydrae waartoe hulle bydrae kan maak nie. En die idee rondom dit dan ook is om te wys wat van hierdie organisasies doen en deel ons dan baie keer ook hulle bankbesonderhede en sê maar hier is 'n geleentheid om moontlik 'n bydrae te lewer sou u dan wou. So ons MAD tog iets waarop ons baie betrokke is en natuurlik die uitdaging aan elke individu in ons gemeenskap is dan om ook van u kant af 'n verskil in ons gemeenskap te probeer maak. So onlangs was die Ironman byeenkoms hier in Mosselbaai aangebied en dit is ook 'n voorbeeld van vennootskap tussen Mosselbaai munisipaliteit en Ironman for the Kids en hulle ploeg dan terug in ons gemeenskap deur middel van 3 nie winsgewende organisasies en dit is SEF of Creating Effective Families, Eden Project as ook Eden Protocol. En dit was my voorreg om so 2 weke gelede dan saam met Eden Protocol die 11de verjaardag van Mosselbaai Care Sentrum in Powertown by te woon en die wonderlike werk wat hulle daar doen in terme van opvoeding en nasorg en die voed van kinders. So baie dankie. Dit was ook my voorreg om gedurende die Ironman saam met een van die groot of die hoofborge vir Ironman 70.3 Mosselbaai en dit is Isuzu. Het Isuzu Foundation se verteenwoordigers saam met my gegaan na Denneprag in Ruiterbos waar hulle dan ook R100,000 laas jaar bygedra het tot opgraderings van die skool se veiligheid. So hierdie is voorbeelde, maar nog 'n voorbeeld is dan hoe ons saamwerk met Eden Project in terme van die DAM projek en dit is Disability Accessibility Mosselbaai. En dit is 'n program waarin minister Jaco Lont van die Departement Sosiale Ontwikkeling van die Weskaap ook ingekoop het en waar daar Anne Hobbs en haar span baie nou saamwerk met sy departement as ook met ons sosiale departement as ook Mosselbaai Toerisme. En die idee rondom dit is om instellings binne ons dorp te gradeer in terme van hulle toeganklikheid vir mense met gestremthede. So dit is 'n program waarop ons baie trots is en dit is ook 'n privaat sektor, nie winsgewende organisasie inisiatief wat uitgerol word tot voordeel van mense met gestremdhede in Mosselbaai en dit is ook natuurlik soos ek genoem het 'n baie groot of 'n goeie voorbeeld van 'n vennootskap.
Nog 'n voorbeeld natuurlik van ons vennootskappe onder andere is met ons geloofsgebaseerde leiers en vergader ons so elke nou en dan met hulle om idees te deel, hulle insette te kry en ook hulle te ken in besluitneming. En het ons dan ook so 'n week of wat gelede 'n byeenkoms gehad waar ons saam gebid het vir ons dorp. Nog 'n voorbeeld van vennootskappe in ons dorp is natuurlik met u, ons inwoner. En daar vra ek ook vir verantwoordbare vennootskappe. En wil ek vra dat wanneer ons na strande gaan, wanneer ons vuurwerke nie afskiet gedurende Desember nie, wanneer ons paaie gebruik, dat ons dit asseblief verantwoordelik doen en dat ons as wetsgehoorsame inwoners van Mosselbaai en as goeie vennote sal optree. En op daai punt wil ek ook vra dat wanneer jy ons strande besoek, wees asseblief veilig aan al ons toeriste, geniet asseblief ons dorp, maar luister asseblief na ons lewensredders, wat ook 'n vennoot is van Mosselbaai munisipaliteit, en gaan swem asseblief by die geallokeerde areas, waar hulle u veiligheid kan help verseker. En dan wil ek jy uitnooi, op die 12de Desember het ons weer ons aanskakel van die liggies, of ons liggiefees hier in Mosselbaai. Ons hou dit elke jaar in die Harry Giddy Park, die middag, en ek dink is hier rondom 6:00, en u is as inwoners van Mosselbaai is meer as welkom, en u is uitgenooi. Elkeen is uitgenooi na die aanskakel van ons liggiefees, en dit is altyd 'n pragtige aand, waar die liggies in Maasstraat dan aangeskakel word, en dit was dan hierdie week se potgooi direk met Dirk.